Hallo almal. Hallo. Was seker maak of julle Hallo my kan hoor. Marlies. Hi, is my klank okay? Want ek het nou 'n bietjie interessante feedback gehad. Kan jy lekker hoor? My hoor. Dankie. Okay. Great. Kom ons kyk wie het ons almal hier. Ek net gou seker maak wie's almal op ons chat. Hallo Tanya, ek weet jy gaan afwees, maar hallo. Kom ons kyk wie is ons almal hier. Wie mis ons? Adel. Kom in. Hallo Adel. Ek het vir iemand wat wie is OM30794? Is dit jy? Ja, ekskuus tog, partykeer het verander ek in 'n nommer. Ek sien ek weet nie hoekom is ek vanaand. So jy's En ek net kan 'n nommer, maar toe maar vir ons is jy nie net 'n nommer nie, hoor? oh, dankie. Okay, ek Ekskuus. het so gevoel dit gaan almal van ons wees. So kom ons draf net gou daardeur. Tanya gaan inluister. Ek is nie seker of Madeleine ons gaan join nie. Romanda, it's vanaand 'n funksie wat sy bywoon, 'n award function. Hallo Adel. Ek glo nie Nico gaan ons join nie, right? Nee, alles in Woester. Hy's dan besig om te travel en te kuier. Okay, nee, dis pik fyn. En Renay het nou net laat weet haar ander oog is gedoen en sy voel vanaand totaal gedisoriënteerd. So ja, sy voel nie te lekker nie. So dit is net ons. So hallo julle almal. Kom ons trek weg. Sorry. François, Hallo François. Jy's Hallo. ook hier so. Skus, ek het nou net met hom hier langs aan gepraat, so ek voel ek kon hom net gesien het, maar hy's ook hier so. Hallo. Sorry. Ek moet net gaan my chat opkry. Daar's hy. En so wat is die storie? Two's company, three's a crowd. En as ons 4 is ons voltallig. is ons wel, of is ons 'n groep, skus my kamera. Quorum. Ons is 'n quorum, daar's hy. Ek dink ons kan aangaan. Dis is so julle so week 5, hè? Meer as 'n maand. Kan julle dit oor vertel? Wow. Hoe voel ons? Hoe voel ons terwyl ek almal kan sien? Af en af. François? Partymal so. Partymal so. Iets van alles. Tanya, jy kan daar nie, ek weet nie of jy jou reaction knoppies daaronder kan sien nie, maar jy kan daarop gerus vir ons druk of jy voel hoe jy voel. Ek gaan intussen gaan ek gou-gou vir julle vra, want ek weet ons kry nooit tyd om asem te haal in hierdie gewillige jaag nie. Ek wil hê dat ons net gou-gou 'n bietjie fokus op onsself vanaand. So, voor ons enigstens iets verder doen, wil ek hê ek gaan vanaand net tel. Julle hoef nie te worry en julle hoef nie by te kyk nie. Dis kom ons maak gou-gou almal ons oë toe. En kom ons begin asemhaal. Kom ons raak net rustig. So as jy almal regtig ontspan, kom ons asem in. Onthou dat ons uitasem, blaas hom uit, sug die lewe uit. Begin inasem 1 2 3 4 5. Hou hom 2 3 4 5. Sigh it out. Ek kom weer 4 5. Hou hom 2 3 4 5. Nog 'n keer lekker diep in. 2 3 5. Hou hom 2 3 4 5. Sigh him out. En hou hom onder 3 4 5. Laaste keer. 2. Hou hom en dink aan niks anders nie. 3 4 5. Lekker uit. Okay, nou hom daaronder. Kom ons haal net 'n paar keer net lekker gewoon. Jy kan jou oë rustig oop blink, open toe, asem uit. Daar sy. Hoe voel dit? Sommige lekkerder. Glo die dag agter gelos is, nou kan ons net gesels, so net op ons. En julle kan rustig maar almal unmute. Dis piek fyn. Ons is klein genoeg vanaand. Ek gaan gou net begin deur net te check net van ons hierdie week voel waarskynlik nog steeds wel. Ons is eintlik okay.
Ons het dinge uitgeswaap. Maar ons kan eintlik hierdie ding doen, reg? En van ons voel, ons mis sekere goed baie meer. Ek het die woorde pasta en kaassouse gehoor hierdie week. Party van ons voel totaal gedeprived. Waar is my koffie? En party van ons is kind of so tussen al hierdie goeders. Maar weer eens, dis alles okay. Ons gaan almal op verskillende tye verskillend voel, dis alles okay. Die belangrikste is, voel julle sekere dinge aan die skuif, voel julle daar's dinge wat gebeur, en onthou nou, ons is in week 5, onthou julle waar was julle in week 1? Het enigstens iets verander in daai tyd? Dit is die lekker dinge, ek dink ons het eintlik, we've come a long way. So voor ons begin, wil ek gou vir julle vertel van een van my kliënte. Dis nie my kliënte nie, dis 'n worldwide kliënt. En sy, want ek het met klomp kliënte hierdie week gepraat, ek het 'n bietjie terugvoer gekry in my verskillende groepe, en ek besef dat van ons sit op moeilike plekke, en ons gaan deur moeilike dinge, en life happens, en ons moet daarmee deel, en partymal is dit net erger as anders. En ek wil net vertel van Emma, wat op Wildfit begin het, op 'n tyd wat rarig nie die perfekte tyd vir haar was nie. Nou hier is die interessante ding, is daar ooit 'n perfekte tyd vir Wildfit? Ek dink dit mag dalk voel in die begin, en dan hier by week 3, dan vat die lewe oor, en dan kan jy klaar weer sê, wat dit was nie die perfekte tyd nie. Haar werk was stresvol, sy het baie familie-uitdagings gehad om te hanteer, sy het spanning gehad in haar nabye verhoudings, en op sommige dae het die krywings haar net harder getref as ander dae. Nie want sy honger was nie, by the way, maar omdat sy net moeg was om alles wat in die lewe gebeur net by mekaar te hou, net te normaal te voel. Maar hier is die goeie nuus, is dat sy 'n bietjie energie bygekry het, bygevoel het. Skielik het daar 'n bietjie energie begin bykom, en dit het haar gehelp deur tye, en dis net die Wildfit manier van eet wat vir haar daai ekstra energie begin gee het. Wat sy kon gebruik om 'n bietjie helderder te dink, om 'n bietjie rustiger te wees na reaksies, vir na responses, en om energie te gebruik waar sy voorheen waarskynlik in mekaar sou stak het, sy het somehow deur die tyd gekom. Sy het net actually begin cope. En ek dink dis wat ons baie keer moet doen, is om net te cope, net hierdie dag te kan kom. So ek wil julle net weer herinner aan Eric se Prisoner of War ook, want ons is dan onder die tonnel, ons is uit die kamp uit, die kamp is daar bo. Ons weet hy's daar, hy's lekker naby, die gange voel 'n bietjie nou soms, veral, ja, party dae as dit stresvol is, voel hy net nog nouer as ander, en alles druk. Maar hou net aan, want daar's iets kleins wat skuif, klein dingetjies wat begin beweeg. En soos wat hierdie goeters beweeg, onthou ons is nader aan die einde is daar. Ons kan hom dalk nog nie sien nie. Maar ek het nou vanmiddag ingecheck met my groep, my corporate groep, en vreeslike interessante goedjies gesien, klein goedjies. François, ja, die een ou daar het ook net gesê, my face is thinner. I'm like, just as I can see your face is thinner. Ek kan dit actually sien. It's so exciting. Die een vrou wat deur 'n ongelooflike moeilike tyd gaan, sy het eintlik 2 weke gemis, want sy het net nie kans gesien vir niks nie. Maar toe sê sy van die einde, weet jy wat, ek raak deesdae voor my wekker wakker. Hy gaan af en dan is ek klaar wakker. Dit het net nog nooit met my gebeur nie, so daar's 'n klein shift in haar energie. So ja wat, ons gaan begin en aangaan en voortgaan, eendag op 'n slag. So ek wil gou deur ons aksies vir hierdie week hardloop. Ons het 'n klomp dinge gedoen hierdie week. Ja, ons het ons asem gehaal waar ons kon. Ek hoop dit gaan goed met julle water. Ek wil graag van julle hoor hoe dit gaan met die waterdrinkery. Renay, as jy vir ons kan laat weet, ek weet sy luister dalk later in, maar hoe gaan dit met die waterbottels op verskillende plekke? En voel ons kry meer water gedrink. We gaan met die vrugte in die oggende, kom jy nog albei uit, of die vrugte eerste ding van jou dag, miskien is jou dag eers 'n middagete, dis piekfyn. Hoe voel die vrugte dan? Hoe gaan dit met die alkagizers? En dan ons vakansie van al die baie dinge. Nou het ons al dairy, ons het grains, ons het garbage oils, ons het suiker. Hierdie week het ons al die verwerkte kosse bygesit, en skielik is jou bord, is daar net nie meer so baie opsies om op jou bord te sit nie. Raak 'n bietjie rof. En ons moet nog alkohol en nikotien ook los. Onthou net, ja, it's not a restriction. We are opting out of certain things, en dit is vir hierdie tyd, net vir hierdie tyd. So ek gaan sonder enige verder bedoel, gaan ek gou die mikrofoon vir julle gee. Tanya het gevra dat ek sommer namens haar dit net gaan doen, want sy gaan sukkel met klank en dinge, en verkies dat ek dit sommer vir haar doen.
So sy het vir my gesê, haar wins hierdie week, Tanya, baie dankie hiervoor, is dat sy kon aanhou met die program. Nou, ek wil vir julle sê, is dit nie 'n major win nie, om net te sê, ek kan uithou en aanhou, ek kan nog 'n week doen. Dis nie so vanselfsprekend nie. Dis rarig net like, hallo, jy's nog hier en jy hou aan. En dat sy goeie kos geniet. En dit was vir my ongelooflik. En Tanya doen baie gereelde check-ins. Ek wil sommer op hierdie punt vir julle vra, asseblief, doen so af en toe vir my 'n check-in. Ek net sien hoe gaan 'n dag, hoe lyk 'n dag, hoe voel dit, want dit is ongelooflik wat ek kan sien aan die verskille van waar jy begin het en waar jy nou is. Sy sê haar struggles is die lewe is baie moeilik en sy mis die vertroosting en sekere kosse soos melk geweldig baie. En Tanya, ek wil sommer vir jou sê, wow, want Tanya, soos julle weet, melk was vir haar ongelooflik belangrik My en byt nie. help haar net absoluut oral. En sy het op hierdie stadium doen sy glad nie melk nie. Sy het oorgegaan na die macadamia melk en het nog nie weer melk gedoen. So Tanya, well done op daai. Dit is vir my absoluut ongelooflik. En ja, ek weet die lewe is moeilik en jy vat eendag op 'n slag en jy kom daardeur. Dit is vir my amazing. En ek hoop die goeie kos wat jy nou geniet gaan vir jou ook daai energie bybring. So baie dankie daarvoor. Okay, ek wil nou nie eintlik sommer vanaand vir julle roem nie. Julle kan nou besluit wie wil gesels. So as jy jou hand wil opsteek as jy reg is vir chat, dan is ons reg om vir jou te luister. Wie is lus om volgende te gaan? Okay, François, ons luister. Okay. Ja, op my kant. Ek het die tweede sippie kap gekry. Dankie vir jou. Tweede So dit help wel heel wat. Het jy wel gebruik? Dis die groot vraag. Ja, ek het hom al goed gebruik en dit werk baie goed. Die tweede koppie werk altyd lekker. En dan aan my kant, ja, daar's daar wat jy, soos jy sê, jy wat Tanya gesê het, jy mis die vertroosting van sekere goed en dan moet jy maar net uithou. En kan nie sê dis wilskrag nie. Ek dink jy moet net terug onthou, jy is besig met die program. So kom ons kyk hoe gaan dit. Kosse, koffie, ek is oorgeslaan na tee toe, maar nie gewone tee nie, dis rooibos tee. En ja, die rooibos tee het ek uitgevind, jy kan hom oral kry, restaurante oral, so dis baie maklik om hom te gebruik. En ek vanmiddag die eerste keer om probeer in 'n cappuccino vorm. En ja, dit was nogal interessant geweest. Ek het nie gedink hy gaan so lekker smaak nie, maar saam met 'n bietjie macadamia melk en 'n bietjie heuning proe amper net soos 'n cappuccino. So lyfgewys, ja, kilos kom af, ek kan voel jy's bietjie meer energie. Ek gaan slaap al later wat ek eintlik nie hoor nie want ek het te veel energie. En ja, in die oggende dan staan ek maar gewone tyd op. So die slaap aan my kant raak die slaap minder, maar dis my eie te doen daai. Weens die ekstra energie wat ek het. En ja, dit is my storie. Ek het niks verder by te voeg nie. Dis myne vir die week. Ek mis ook nie die alkohol en ek mis nie die ek het nooit gerook nie, so dit pla my glad nie. En ja, alkohol sal ons eendag van tyd weer iewers drink, so. Okay, kom ek gaan gou terug hier op. Wat mis jy wat vertroosting kos is? Man, daar's altyd na ete is altyd ou sukkel 'n bietjie. Ou soek altyd so 'n soetigheidjie na ete. Nou is daar nie 'n soetigheid na ete nie. En ja, dit was altyd jy sê in Engels wat hulle in Engels altyd sê is it's finishing off the dinner. En ja, so jy moet maar ontsla raak jy moet nou maar daai tande uittrek en nie vra vir ons volg nie. Want dit was altyd lekker geweest om 'n after dinner mint of 'n sjokoladetjie of iets te geëet het, maar ja, sommer uithou en afhou. Wel, ons wil nie jy moet uithou en afhou nie, so is daar iets anderster wat jy kan doen solank wat dit vir jou lekker gaan maak of iets kan afeindig. Ek gebruik as daar drywe is, dan gebruik ek die drywe of appelkoos of nektarine of iets van daai lyn om dit te vervang. En ja, dit help al klaar beter. Okay. Ja, die interessante ene was ek wil jy moet ook asseblief net met almal deel want jy het vertel van die tee in die restaurante, maar vertel net gou-gou van julle kuier want dit was my so oulik geweest in die week. Met jou Vintage Brotherhood groep.
O. Ja, nee, ek het ook daar by Pappuccino's. Hulle het 'n hele die ouetjie het vir my toe ek nou die rooibos tee bestel, toe sê hy vir my hulle verkoop 'n klomp rooibos tee wat verskillende geure. Daar's verskriklike klomp geure daar wat jy kan probeer en toe sê hy probeer een van hulle en dis kies hier een met die heuning op en ja, dit was verskriklik lekker. So daar's 'n alternatief as ou 'n bietjie net gewone rooibos tee wil ken nie. Hulle verkoop hulle daar by die ingang, al die boksies is daar. En ja, nee, dit was nogal 'n heel aangename verrassing. En dit is nie klomp manne, hoe het dit gevoel om te vra vir die spesifieke tee? Wat sê Eric? You were that person. Hoe het dit gevoel om that person te wees? Die ouens het net kommentaar gelewer oor my mooi keteltjie wat hulle vir jou daar aanbring. Ja, natuurlik, man sal altyd een woord te sê daaroor. Maar dis deel van die pret. Ek het nie veel daaroor gevoel nie so. Okay. Maar well done dat jy ek dink dat jy die tee ding gedoen het en die koffie vervanger daarmee. Ek dink dis ongelooflik. En ek dink is 'n groot, want ek weet een van jou groot dinge was ek wil meer energie hê. So dis amazing dat jy die meer energie voel. So ja, nou dink ek is dit net om te sê hoe pas ek my slaappatroon aan dat ek nie moeg is in die oggende nie, so. Okay, lekker. Baie dankie. Dis lekker om dit te hoor. Adel, oor na jou toe. Skus, ek pik sommer op jou. Ek het nou eintlik maar nie, skus. Nee, dis baie fyn. Nee, dit gaan goed. Ek dink die alkohol plan nie. Ja, kyk as Adel nou alkohol nodig gehad het, was dit hierdie week. Vertel gou vir hulle almal waardeur gaan jy hierdie week? Nee, Werner en Nico het afgery Kaap toe donderdag, Woensdag. So, hulle is nou vandag veilig in Woester en dan môre kry Werner die woonstel se sleutels en laat hulle goed aflewer, so dan is dit die groot intrek en die groot grocery kry. So dis amper daar. So Adel se oudste voeltjie die nes gevlieg. Dit's major, hey? Ek's uitgeskop nie, maar ek gevlieg. Ja, nee, hy het werk in die Parel gekry, so hy's op pad om Maandag te begin. So groot omgekraptheid in die huis. Ouma is baie hartseer. So ons het vanmiddag met hulle gepraat. So hulle is veilig daaronder, so dis alles goed. Dis goed, lekker. Nuwe avontuur. Ja, groot ene. Die posgewys, daar's nie, ek drink nog steeds 1 koppie koffie 'n dag, want die barista maak vir my 'n koppie koffie in die oggend, en dan word hy vir my neergesit, so, en hy's doof, so ek kry dit nie oor my hart om vir die ou te sê nee nie, so, dis nou maar my koppie koffie in die oggend, of dis cappuccino, of wat ook al, maar ek dink dis ook nie, ja, ek verstaan nie, sny alles uit, maar ek dink nie, dis so ernstig nie. Kosgewys, Koffie was nie 'n groot ding vir jou nie, was dit? Nee, dit is nie, en ek dink die laaste paar weke drink ek al 1 koppie maksimum 'n dag, so dis nie, ek dink nie dit gaan 'n reuse verskil in my lewe maak nie. Ek het vanaand iewers daai Flex broodjie ding raak geloop. Ja, hoe was dit? Vertel ons. Ja, want ek het die naweek hummus gemaak. Okay. En jy eet hummus op 'n broodjie of op 'n ding. En nou het ek nie 'n ding om die hummus op te sit nie, so en dan het ek die broodjie het ek 2 sulke skonsies gemaak. 2 minute in die mikrogolf, I can do that. En dit was heel lekker. Dit was fyn. So ek het 'n wissel gehad vir my hummus. En na die Dubai trip is dit hummus met granate. As jy nog nooit hummus met granaat geëet het nie, probeer dit. Dit klink baie lekker.
Och, dis baie lekker. En ek wou julle nog iets gesê het. Ek is nuuskierig om te hoor wat het toe van die pasta craving geword. Sorry, daar's die aap uit die mou uit. En die 4 Ja, ek was kaassous. lus vir pasta met 4 kaassous, maar dis nou soos verbode lys soos min. Maar ag, dis net dieselstof voor en dit en ek dan dit. Daar's pasta en kaas in die yskas, maar nee, dis net dieselstof voor. En ja, maar verder ons eet min vleis. So my weke is maar gewoonlik meer vegetaries. So die vrugte in die oggend, dit gebeur, dis fyn. Ek het nie die laaste 2 dae die groen goed gemaak nie, maar ek het Woensdag aan die groensop geëet. So Ja, ek dink jou dit maak groensop ook is tog groensop is so goed soos 'n warm Alka-Jaiser, hoor. Ek dink hy het amper meer in as wat 'n Alka-Jaiser het. So well done met daai ene. Ja, en dis 'n lekker sop. As jy dit nog nie gedoen het nie, try it. Hy's regtig nie hy's nie dis smaaklik. Dis nie jy weet moet net nie kyk hoe dit lyk as jy dit klaar gekook het nie. Gaan blits dit eers op. Want as jy sien hoe dit lyk voordat jy dit deurmekaar meng, dan lyk dit so 'n bietjie kan ek dit regtig eet, maar dis 'n baie lekker sop. As Nico dit kan eet, dan kan enigiemand dit eet. So dis okay. Ja, so ek het gister vir my en daar's ryp piesangs. Ek het gister vir my 'n smoothie gemaak met die chia seeds en die appel en piesang en berries en wat ook al. So dit was en vanoggend was daar nog oor, toe gooi ek peanut butter by en toe raak dit 'n breakfast. En dit was nogal goed, die vrugte met die peanut butter in, het my heeldag gehou. Ek was so 12 uur se kant, was ek honger. Toe ek gaan slaai kry. So als gaan aan. Okay. Hoorie, so is daar iets wat vir jou voel soos, kan jy enigiets sê dat dit vir jou al begin voel soos you've got some wins tot nou toe in die program of dalk in die laaste week of wat ook al? Kyk, ek is beslis besig om gewig te verloor. Okay. Ek kan dit voel, ek kan dit sien. Een van die dae soms, ek dink ek is nou, in plaas om uit my klere uit te bars, pas dit nou goed. As ons nou verder gaan die klere begin afval en dan is ons in die volgende, dan kan ek kyk wat hang in die kas wat ek kan uithaal en weer aantrek. Amazing. Want dit was fantasties, want vir ons is net in week 5. Ons het nog 'n lang pad om te gaan. Ons het nog eintlik nie eens die belangrike goed gedoen nie, so dis ongelooflik. Ek het vandag vir die mans ook gesê, wat ja, soos Frans, jy laasweek en Justice vandag en jy Adele en almal wat vir my sê hulle kan dit klaar voel, dan dink ek dis absoluut ongelooflik. Dis regtig, want onthou nou die hele inleiding was eintlik 'n sielkundige inleiding geweest en hier is julle al klaar besig om gewig te verloor. Dit maak my baie opgewonde. Ek dink ook die groot ding vir my is die maak seker jy's voorberei. Maak seker jy het iets in die yskas wat jy gaan eet. Soos vanaand ek het seker eers 2:30 my slaai geëet. Dis toe ons daarby uitkom. So toe ek by die huis kom, ek's nie regtig honger nie. So ek het daai broodjie gebak en vir my hummus en goed opgesit en dit was maar basiese aandete. Ek's nie honger nou nie en dit gaan meer daaroor dat jy die regte goed eet wanneer jy lus is vir iets as wat jy of dis makliker nou om 'n handvol neute te gryp as wat jy gaan iets anders soek. Nou in die kaas in die huis is op, by the way. So is nou klaar. So klaar. Daar's nie kaas nie. Okay, dis die lekker naweek, om te hoor. Ja, die naweek Sondag het ek
het ek daai arbei slaai met die baby spinach gemaak. O, En dit dis klink ook 'n lekker. Jy lekker sal ding. hom ook op die groep moet sit, vrou. Dit klink lekker. Ek kan nie, hy het quinoa in. Okay, nee. ons Okay, moet hom op die groep ons sit sal nie. daarby kom. Ons sal daarby kom. Maar Ja. arbeie en avo en baby spinach en ja. Net baba spinasieblare, net los daardeur. Ja. Vars is. Ja. Okay, Net lekker. so rou. Ja. Die een ding wat die Sarah Graham goed doen is daar's nooit 'n blaarslaai in haar disse nie. Want 'n blaarslaai het omtrent geen Niks in nie. nutritional value nie. Ja. Jy sal ook nie sommer 'n komkommer in die goed kry nie, maar baie spinasie en avo en jy weet kale en allerhande sulke goed. So jy kry en dan sekere mense het weer kommentaar oor kale. So whatever. Verskeidenheid daar. Dis interessant wat nou die aand op die Worldwide, en skus julle, ek het nie die Worldwide chat op die groep gesit nie. Ek wil nie almal die mekaar gemaak het met vanaand se chat nie, so ek sal hom in elk geval oplaai as ek hierdie ene vanaand oplaai. Maar daar was nog 'n paar interessante goed, en een wat definitief opgekom het, was kuil. Nou ek moet vir jou sê, ek dink kuil, ek het dit nog nie reg kon kry nie, ek gaan bieg. Maar blykbaar ja, as jy dit in die airfryer gooi, want baie ouens sê partymal het net iets crispy nodig, net iets wat crunch. En blykbaar kan dit nogal werk. So I would go and try it once. Miskien met 'n bietjie sout oor of iets. Ja, dit kan dalk werk. I'll give it a Woolies try. het een of ander green, as jy nou Woolies hulle het een of ander green, Nico het my die ding laat gaan eet. En daai ding het crisp kuil bo-op. Dan is hy Ai? soos hy's soos dis crunchy. Ek weet nie wat hulle gedoen het aan die ding nie. Maar dit is seker wat hulle bedoel daarmee. Maar kuil is ek moet daai resep soek. Die een waar jy die kuil massage met die hummus en die olyfolie. Daai is ook lekker. Okay. Moet hom gaan soek. Klink interessant. Wel ek dink in elk geval baie keer is dit lekker om net iets crispy bo oor jou slaai te gooi. Ek het nou gesien Woolies het daai klein sakkies, mens moet nog mooi lees daaroor. Ek weet dis die eie blokkies wat fyn en crispy is wat jy kan oorgooi. Vir nou is sade nog okay. Ja, so net iets wat net bietjie tekstuur aan die slaai gee, dink ek maak dit ook partymal net 'n bietjie interessanter. Dit is 'n goeie idee. Ek wil net gaan teruggaan op iets wat jy gesê het. Wees voorbereid. Ek dink dis ja, baie dankie daarvoor, want dit is aan die einde van die dag, Sue skud haar kop baie hard. Ek weet Sue food prep, né? Maar weet jy, dis nie net vir jou etes nie, dis vir jou snacks ook. En ek wil sê, soos wat ons vorentoe gaan, ek gaan aan die einde weer net 'n punt daaroor maak, want in die volgende weke raak dit nog belangriker. Maar dit vat my ook terug na wat jy sê wat op is. As dit op is in die huis en jy hoef dit net nie meer te kry nie en dis nie eintlik meer nodig nie. Ek het nou vroeër vandag het ek gou deur Woolies gestap en besef ek het eintlik net twee aisles wat ek in Woolies by koop. Dis die groente aisle en die vleis aisle. En dis omtrent dan se gesort. Die ander is nie vir my belangrik nie. Ek kan dit net ignoreer. Ek weet helfte van die goed daar gaan nie werk nie. Maar toe ek na my waantjie kyk, want ek moet nou nog my punte kry vir Discovery op, toe dink ek hierdie is 'n healthy basket. Dis like alles is perfek. En dit is so anders as wat ons altyd gekoop het. Ons het altyd al die lekkernye oral ingesny en hierdie is net so lekker. Ek en Frans eet so lekker aan die vrugte. Ons eet eintlik te lekker aan die vrugte. Maar daar's soveel opsies en dis net ongelooflik, ja, how far we've come, nee. Ek dink een ding wat vir my treffend is gewoonlik met dieete. Die eerste ding wat 'n dieet uitsny is die vrugte. Ja. Die eerste ding wat hulle vir jou sê is geen vrugte nie want die suiker is te hoog. Ja. En dit is heeltemal anders. Ja. Ja, en ek het vanmiddag met een van die ouens wat van PE af op die groep is. Hy het 'n vending masjien reg langs hy's in reception en hy het 'n vending masjien reg langs hom en daai vending masjien praat met hom. Sy food hy wil sit binne in die vending masjien en na ete sê hy Cheslin, jy het 'n chocolate nodig en dan sê Cheslin hy gaan nie vir 'n gewone chocolate nie, hy gaan vir 'n slab.
En ons het nou oor die ding gepraat en ek is so bly dat hy vir my het gesê het. Weet dat hy nie net dit weggesteek het nie, want dis die ander ding wat ek vir hom gesê het, Cheslin, dit moet nie skelm wees nie. Jy moet weet kom ons gesels daaroor. Ek is so bly jy praat daaroor. En kom ons kyk hoe kan ons dit hanteer want daai vending masjien gaan nie weggaan nie. Ek het op 'n stadium gehoop ek kan vir hom sê, moet net die geld saamvat, nie maar die vending masjien werk met 'n kaart. Nee, hy werk met sy foon. Hy kan sy foon gaan tap teen die ding. So sy foon is altyd by hom. So Cheslin het nou ook sy vrugte gebruik hierdie week en na middagete wanneer hy sy sterkste craving gehad het, het hy was voorberei. Hy het terug daar gesit en vir hom gekyk. En hy die eerste 2 dae het hy sy vrug geëet en die derde dag het hy eintlik nie vrug nodig gehad nie. So dit was dit is nogal amazing. Maar die voorbereiding dink ek is verskriklik belangrik. Dankie dat jy daai nou weer genoem het. Daai piesang ding wil ek ook gesê het, ek kan nie onthou of ek op die groep gesit het nie, maar ek het oor die naweek 2 eiers en 2 fyn piesangs te mekaar gemeng, dit maak die lekkerste plaatkoekies. Dis amazing, dis so maklik. Tjof tjof. Frans sou eet hulle nie, want hy hou nie van piesang nie, maar ek het hulle geëet, dit was lekker. Myne was 'n bietjie loperig, so ek het hom 'n piesang pannekoek gemaak en hom soos 'n omelet amper. Want ek het te veel eier en te min piesang of so iets gehad. Maar dit was heel lekker geweest. Yes, Adele, this is amazing. Lekker. Ek like it. Well done. Okay. Sue, lekker daar by jou. So, ja, by my, ek is maar steeds baie besig. Ek dink nou net daaraan, ek het soos 5 hoofbestuurders, en in 1 week het die een ou 'n breekoperasie gehad, een het 'n hartaanval gehad, een het verskriklike suikerval gehad, en die een bestuurder se ma is oorlede. So ons het letterlik een ou gehad wat regtig kon werk. So ek dink dit het net redelik wild gegaan, jy weet, met begin van die jaar en dan ook sommer net toevallig, en dit het my weer laat besef, hoe belangrik is dit eintlik om gesond te probeer leef, en jy wil nie daai situasies regtig hê nie. Wow, Is nog so die ou wat die hartaanval gehad het, eintlik, ons dink is meer COVID verwant, want hy leef eintlik geweldig gesond. So, maar ongelukkig was hy baie siek tydens daai tyd. Maar met my, oor die algemeen gaan dit goed. Ek het, ek probeer redelik food prep doen en alles, maar my food devil het my nou een aand wakker gemaak, en hier was nog 'n sjokolade in die huis. Toe het ek dit sommer maar opgeëet, want ek was definitief, ek dink ek was baie moeg en ek het dit definitief nodig gehad. Dit was die gedagte op daai oomblik. Ek het dit nie vreeslik baie sout gegee nie, maar ek het na die tyd net dood eenvoudig weer aangegaan. So van 'n eetgewoonte perspektief af is ek eintlik redelik op die regte pad. En ek kan definitief sê my energie is ook beter, en ek het baie inflammasie in my hande, en dit is aansienlik beter. Wow. Vertel my, is dit as jy jou hande beweeg, net jou vingers beweeg? Nee, ek het in my vingerpunte het ek soos 'n tipe van 'n arthritis, wat maar 'n genetiese ding is. Maar dis, as ek regtig verkeerd eet, dan kan ek die volgende oggend sommer sien die kneukels of by daai buig van daai joint is redelik inflamed. Jy weet, die vingers is wit en rooi. Ek het baie ligte vel, so jy kan baie maklik dan sien. Jy weet. So ek het dit nou nie meer so erg nie. Ek het so bietjie nog hier en daar. Ongelukkig sal dit nooit ek dink dit sal ooit heeltemal die skade wat reeds gedoen het is nou maar daar, wat ek nou nie sal. Maar ek kan hopelik dit stop, dat ek nie verder inflammasie kry en so nie. So ek weet definitief die sjokolade was nou nie ideaal nie, maar dit het nie 'n gelukkig nie 'n dramatiese impak die volgende dag gehad nie, en ek kon net dit weer optel, en ek moet ook sê, ek is op 'n punt waar my klere redelik gemaklik en los begin sit. Wow, ek dink dis nogal, ek is dankbaar daaroor, jy weet, dit is en is eintlik heerlik met die vrugte, jy weet, ek gedink
Mens glo altyd dat vrugte hierdie hoë suikerinhoud het en jy moet dit glad nie eet en so, jy weet die feit dat mens heerlik vrugte eet en al dit is heeltemal, jy weet die argument wat in al die dieete aangaan is eintlik nie regtig waar nie, maar ja, vir jare dink ek het ek te min vrugte geëet, so ek maak ook relatief op, ek eet partykeer baie lekker, en dan ek eet elke dag vrugte en ek probeer so ver as moontlik die Alka-Jayser drink. So 1 of 2 dae was daar 'n bietjie van 'n minder, het ek nie genoeg van dit al gehad wat ontvries was nie. Ek het dit nie uit die vrieskas gehaal nie. So my beplanning dalk 'n bietjie daar, maar anders en dan probeer ek groente eet en die res van die tyd is dit maar vleis. Jy weet groente en vleis eet. Werk heerlik. Ek het gisterand eintlik het ek die fruit en nut energy balls gemaak wat jy op die groep gesit het, Marlies. Ek kon ongelukkig nie klapper kry nie, so ek het hulle nou net gerol, dus kom ek wou eers 'n foto neem, maar hulle lyk nou nie so vreeslik aantreklik nie. Is okay, maar net lekker proe, hy hoef nie mooi te lyk nie. Ja. Jy weet maar ongelukkig die klapper laat dit so lekker lyk en daai lyk nou nie heeltemal so nie, maar appetizing nie, maar dit is baie baie lekker. En dit kan definitief daai skielike, jy weet, as jy nou skielike craving het vir iets soets. As jy weer nie nag wakker word, moet jy vir jou enetjie daarna by hou. So daar's nou nie meer sjokolade nie, so daar kan sjokolade is nou klaar, soos Adele se kaas is op. Ja, is gelukkig nou op. Ek het dit nou definitief opgeëet, jy weet. Maar ja, nee, ek eintlik alles in die algemeen redelik goed. Dis redelik besig en aan die gang, maar ek hoop dat dit lyk tog vir my nou dat dit 'n bietjie sal begin kalmeer van 'n werkperspektief af. So, baie wins. Ek dink die inflammasie is ongelooflik, want weet jy wat, dit was vir my ook 'n ding geweest, nee, ek het inflammasie begin voel in my voete en dit is maar 'n ding in my familie. En die feit dat jy dit voel en definitief as jy meer suiker geëet het, gaan jy dit baie meer dadelik gevoel het, nee, waar nou is opmerklik minder en weer eens, ons is nog net aan die begin en dit voel al vir jou beter. So dit is vir my 'n ongelooflike goeie teken. Regtig iets om op te bou. Ja, nee, definitief. Dit maak baie groot verskil as 'n mens kan volhou dit daarmee, jy weet, en so dit. Jy weet as jy vat, dis ook 'n klein goedjies, maar dit affekteer eintlik elke beweging in jou dag. Elke ding wat jy optel, elke ding wat jy aanvat, elke keer as jy tik, elke keer as jy op jou foon is, dit is jou hande. En dis eintlik vir my 'n ongelooflike groot win. Dis soos een van my kliënte by Discovery wat destyds ook van gevra het wat is sy why, en een van sy why was I just want to breathe easier. Ek wil net asemhaal. Dis net elke dag asem ons dink nie ons daaraan nie. En toe ek vandag met hom praat, sy sê, you know what, my breathing is easier already. Dink ek, wow, want dit is elke ding, is as jy 'n trap klim, as jy loop, as jy gym, as jy wat ook al, is jou asem, is raak alles. So jou vingers, dit vir my ongelooflik, dit maak my baie opgewonde, regtig opgewonde vir jou. Ja, ek is geweldig dankbaar daarvoor. Ek gebruik wel anti-inflammatoriese middel, maar ten spyte daarvan, jy weet, het ek inflammasie. So ek sal hopelik nou op 'n punt iewers kan kom waar mens naderhand nie die medisyne hoef te gebruik nie, maar ek sal dit nou tyd gee, jy weet, ek sal nou obviously nie nou sommer net dit doen nie. Nee, baby steps. Vat tyd, jy weet. Ja. So. Ja, want eintlik wil jy eers nou net jou inflammasie in jou lyf so laag as moontlik kry en dan kyk dan kan jy met die medikasie begin speel. Want as die medikasie is enigste ding wat vir dit gaan verander, is nie inflammasie en kos of inflammasie en dit nie. Wonderlik. Definitief. Ek is baie bly om te hoor jou energie kom by, want weet jy wat, dit is ook, jy's ook een van die groep wat altyd besig is, en soos jy sê, dit gaan minder of meer besig wees, maar het gaan altyd besig wees. So as jy daai tye net kan hanteer en die energie het om daar deur te kom, en dan weer eens, ja, die food prep reg te hê dat dit daar is, dit werk alles so lekker saam. Ja, ek dink dis nog steeds bietjie my, jy weet, ek weet dit is net oor organisasie en beplanning wat dit gaan, maar ek dink dit bly maar nog steeds 'n bietjie my grootste challenge soms, jy weet, om alles
En dit is, ek leer, jy weet, so hopelik, en wat vir my lekker is, en ek moet regtig weer sê, Marlies, dis vir my baie lekkerder om dit saam met 'n groep mense te doen. Dit is Ja. baie insiggewend en die goed wat op die groep gedeel word. Jy weet, al die laaste keer het ek letterlik myself dink nou wat nou en ja, ek is geneig om dan net een ding oor en oor te eet wat eintlik nie noodwendig ideaal dink ek. Is goed om variety en of verskeidenheid te eet, skus. Ja, maar kyk, boredom is een van die groot food devils, nee, is net verveeld en is moeg vir dieselfde goed, definitief. Ek dink dis 'n groot ding. Ek moet vir julle sê ek leer by my dogter, Letitia, want sy het 'n baie besige week. Sy begin baie vroeg in die oggend by die huis uit en laat kom sy terug. En Saterdag was sy nog besig, maar Sondag is haar food prep dag. As jy vir haar vra, wat gaan sy doen? Nee, want daar's 'n tyd in haar dag wat ingeruim is vir food prep en niemand gaan daarmee inmeng nie. En sy trek haar los en sy maak, ek wil eintlik volgende keer wil ek foto's neem. Sy maak bakkies op vir die hele week en sy vries hulle weg en dis daar en sy gryp hom in die oggende want sy's haastig. Sit hom in haar kosblik en haar gat sy. So sy is vir my 'n ongelooflike inspirasie. It's all doable. En dit is dus maklike goed, maar ek bedoel maklike goed is ook gesond. Dis stukkies hoender wat 'n lekker spice deur het en gemeng is of maalvleis op 3 verskillende maniere. So ja, dit is ek sal volgende keer 'n bietjie foto's neem vir julle stuur. Ja, ek kan. Maar ek dink die groot ding is om regtig net te sê, maak 'n tydjie in jou en kyk want almal se weke loop verskillend. Almal se naweek is verskillend, maar om vir jou te sê net het jy die regte goed gekoop in die eerste plek want as dit nie in die huis is nie kan ons dit nie prep nie. Ek kry dit nogal baie wat ek dink ek moet net dis nie nou daar nie. Ek moet net by 'n winkel aangaan. Ek moet net 'n punt daarvan maak en ja, en dan die volgende stap is om te prep en ek is nogal ek sê ons maak dit redelik eenvoudig kos. Ek dink dis die ding wat Wildfit vir my lekker gewerk het. Ek kyk na al die resepte, maar as daar meer as 3 bestanddele in is dan lei my oë oor. Maak dit vir my weg. So die eenvoud van die ding is vir my soms lekker. Ek wil gou 'n stukkie bier doen so voor jy klaar is. So wat ek is so bly jy het my vertel van die chocolate. Ek kry in die middel van die nag. Hoe laat was dit by the way? Ja, seker so 12 uur. Weet ek word sommer so wakker so half uit is aanvanklik aan die slaap raak. En dan ek het dit al van tevore, ek dink ek het dit voorheen ook al vir julle vertel, dan sal ek skielik besluit ek het nou iets nodig en dit voel of dit jy weet ek het nie 'n vreeslike redenasie noodwendig aan die gang nie. Maar ek weet ook as dit is wel so, dis beter vir my om net nie sulke tipe kos in die huis te hê ook nie. Jy weet, so goeie beter opsies. As ek dan sou opstaan en sal ek dalk 'n vrug of daar soos nou miskien 'n dadelbolletjie of iets, jy weet, so tipe ding. 'n Vrugte. As ek regtig nie anders kan nie, sal ek dan so iets eet. Partykeer kan ek deur dit kom, maar ek is maar 'n bietjie geneig. Dit is een van my definitiewe challenges. Ek sal nie sommer in die dag maklik verkeerd eet nie. Ek sal nie nou gou winkel toe ry en ek sal by die winkel kom koop ek ook goed wat vir my en so byvoorbeeld ek glad nie bekommerd oor koffie of enige van daai goeders nie, jy weet so. Maar dis so in die nag wat ek partykeer 'n food devil het wat my jy kom in jou voorfluister. Dit sal baie interessant wees om as dit weer gebeur, so om net 'n bietjie dieper te gaan delf daarin, ook om regtig miskien net vir jouself te sê waar kom dit vandaan of wat is dit wat jy eintlik nodig het? Is dit regtig kos of is dit net jy het eintlik geself? Ek dink dit is meer stresverwant, so dis om amper myself te soothe en te ontspan. So jy weet mens moet eintlik in werklikheid kan miskien sê okay, maar kom ek haal goed asem of jy weet weer net tot rus, jy weet dit gaan om tot rus te kom en ek dink is soos om skielik net 'n bietjie dis 'n vertroosting tipe van ding 'n bietjie. Ja, maar dit is so 'n rowwe dag. Jy weet daai. Ja, amper asof jy iets wil beloon. So ek dink dit sal baie lekker wees as dit weer gebeur, nê. Nee. En daai sjokolade is nou nie in die huis nie. Is om 'n bietjie daai food timeline net vir jou uit te speel en vir jouself te sê, okay, wat kan ek anders doen? Byvoorbeeld, soos wat jy nou gesê het, is dit net 'n bietjie water drink, is dit net opstaan en deur die huis loop en rustig te wees, is dit om miskien te sit en ietsie te lees. Dit laat my nou net dink is ek weet nie of julle ouens al onder die bonusvideo's Erik se meditasies gesien het nie.
So daar's meditations, Ek het ja. ook nou nog geluister op. Ja, En miskien daai tyd nie nog, maar regtig net, ek weet nie of jy oorfone het wat jy kan luister en niemand jou pla of jy niemand pla nie, maar ek het dit op 'n stadium gesit en ek kon nie verder slaap nie en ek kon nie in my kop dink ook net aan dinge en wat kan ek eet en wat kan ek doen? Ja, probeer dalk daai nou weer of soos jy sê, net haal net asem. Kyk net en skryf jou gevoelens neer. Journal dit dalk sommer net die volgende oggend vinnig voor jy verder gaan, dat jy dit kan vergelyk as dit weer gebeur. Ja, want ek wil sê nou, dit kom al 'n entjie. En daar's waarskynlik 'n rede daarvoor. Is om net by daai rede uit te kom oor tyd en te sê wat is dit? En is kos regtig besig om dit op te los of is daar dalk iets anders wat jou kan help? Kan lekker. Kan dit definitief doen. Dankie Marlies. Ja, dankie. En ja, en om nie skuldig te voel daaroor nie. Dit is die groot ding. Jy het 'n behoefte gehad, jou lyf het iets nodig gehad. Op daai stadium was dit die beste wat hy mee kon opkom. Dis fyn. En dan wat jy doen is jy beweeg aan. Presies. Ek dink is die beste ding wat jy kon doen is om net te sê, wel dis nou gedoen en dis nou klaar. En dit beteken ek hoef dit elke keer te doen nie, maar ek dink wat ek het 'n interessante ding daai Stop Sundays. Ek weet nie jy Erik se Stop Sundays, ek weet Tanya het dit genoem vroeër. Ek gaan 'n bietjie meer daarna begin kyk, is hoe om regtig gewoontes te verander. Maar een van die goed wat hy sê is, dit gaan nie oor om te stop nie, dit gaan om nie weer te begin nie. Weet jy, dis die grootste probleem met die rokers ook, is maklik om te stop, is baie moeilik om weer te begin, hoef jy nie weer te begin nie. So, is om vir jouself net te sê, wel ek kan dit hierdie keer kan ek dit doen, dis okay, maar dit beteken ek wil volgende keer dit nie doen nie, en om nie jouself, just don't beat yourself up about it. Hierdie goeders. Ek moet wel sê, net 'n interessantheid, dit nou nie sien nou nie, maar Gary het so 'n jaar terug, hy het 35 jaar lank gerook, en hy het 'n dag besluit, hy sit dit vandag neer, en hy het nog nooit weer, maar dit het wel sy die gewig geaffekteer, jy weet, so, die, maar hy kan nogal so iets doen, interessant genoeg. Wel op daai onderwerp begin het met Gary. Gaan goed met hom, ja wat, hy is aan die gang, en gaan aan met sy eet goed, soos ons drink saam met my die green smoothie, en ons eet vrugte, hy eet, dink ek, klein bietjie min in die dag, maar in die aand eet ons 'n goeie maaltyd, as ek nie hier is nie, eet hy nie altyd in die dag nie, of as hy uitgaan, of so sal hy sommer nie eet, jy weet, of dis bietjie dalk iets wat hy kan kyk. Ek wil sê, miskien sal hy belangstel om saam met jou te food prep. Ek weet nie, wie maak kos in julle huis? Ek maak kos in die huis. Maar hy het verskriklike, hy maak die heerlikste curry, actually, en is 'n baie gesond, daar's niks snaaks in dit nie, niks. Okay. Jy weet, so dit, maar ek het sy resep neergeskryf, so ek maak dit ook nou al, so dan, dis nogal 'n lekker ding om net te hê, as mense van bietjie meer, ek is nie baie lief vir 'n warm kos nie, maar hy hou baie daarvan. Ja, dis iets wat jy maklik kan vries ook nie. Ek sit sommer nou net en dink as jy dalk wanneer jy saam tyd het, miskien saam kos prep en dat hy saam met jou iets doen wat vir hom lekker is en jy doen iets wat vir jou lekker is en jy het verskillende maaltye en is iets wat hy dalk lunchtye vinnig kan gryp en net 'n slaai bysit of wat ook al. Miskien so iets probeer. Ek sê met die slaai ook nie te overcomplicate nie. As dit net 'n paar opgesnyde goed bymekaar is, dit hoef nie 'n verskriklike slaai te wees nie. Ja, kan dalk lekker wees. Okay. Cool, want dit klink als baie interessant. Yes, julle ouens, ja, en dankie dat julle, weer eens, ek wil altyd sê, dankie dat julle die op en die af verdeel, dis lekker, dis vir my verskriklik belangrik. Ek wil sommer, Adel, mag ek deel namens Nico? Sorry, ek wil net een interessante deel met hom, wat ek net raak gesien het die week, is Nico het van die begin af gesê, koffie, jy gaan net nie my koffie wegvat nie, en ek was vreeslik bekommerd oor, as ons by hierdie punt kom, wat ons gaan sê, ek weet dis 'n opsionele stop, het hy toe ooit na daai koffie video geluister, of wie? Ek weet nie, ek weet nie of ek hom al geluister het. Ja, okay, maar dit maak nie saak nie, dit is nie so belangrik nie, maar dit was my so interessant by die gym nou die dag, waar hy altyd sit en koffie drink, as hy vir ons wag, toe ek daar by hom kom, het hy baie gou vir my gepoint, hierdie is tee. En weer eens, ek dink nie, dit is nie, gaan cold turkey en doen geen koffie nie, dis net, is dit minder koffie as gister? Dis soos as ons begin beweeg ook, het ek meer beweeg vandag as gister, dis klein stappies, kan rarig
in die langtermyn 'n baie groot verskil maak. So dis amazing. Okay, ek wil gou-gou wat ons tyd hardloop alweer lekker vinnig. Ek wil gou-gou net praat oor volgende week. So môre is 'n baie groot dag in Wildfit. Môre is Vrydag. Vrydag is die begin van die buffer zone, is die nuwe aankondigings. Hierdie ene is 'n groot ene. Okay. So ek wil julle so voorberei daarop want dit is kind of 'n course direction change en dit het ook 'n keuse in. En daar sover ek onthou is daar 3 verskillende tracks wat jy van kan kies. En jy moet die keuse doen oor die naweek en ek dink op die laaste maandag. Ek het nou self nog nie die video gehoor nie. Ek gaan hom saam met julle hoor môreoggend. Ek dink hoe gouer jy hom kan luister en daar kan begin dink, hoe beter. Ek is beskikbaar oor die naweek as julle met my wil gesels om seker te maak is jy op die regte trek want ek wil baie graag hoor wat julle kies. So deel dit asseblief met ons op die groep ook. As jy nie op die groep wil deel nie, deel dit met my privaat. Dit is glad nie 'n probleem nie. En deel met my jou hoekom het jy daai ding gekies en weet wat is jou groot beweegrede en ek kan julle daarmee help. Maar dan is dit ook baie belangrik om daar volgens hierdie naweek food prep te begin doen en reg te wees vir volgende week. En ek wil jou sommer van die begin af sê food prep vir etes en food prep vir snacks dat jy jouself hierdie dag kan kry. Maar soos julle nou klaar gesien het, dis nou nie meer curry en rys nie, dis nou curry. Curry en groente. So jou bord lyk anders. En as daar nie groente is nie, dan jy net curry of as daar net as daar iets missing is dan is dit moeiliker. Dit maak net jou dag moeiliker. So hoe beter jy nou beplan, hoe lekkerder en hoe makliker gaan dit wees. Hierdie is regtig die exciting deel van Wild. Want is hier waar jy gaan begin veranderinge in jou lyf voel. As jy dit nou al begin sien, is dit great. Maar dit gaan ongelooflik wees en bly weg van die skaal af. Ek wil hê julle moet dit kan ervaar in jou lyf. 'n Nommer op die skaal is net 'n nommer. Dis daai goed wat julle in julle lyf voel of in jou vingerpunte voel wat al die verskil gaan maak. Ek wil 'n ander voorstel net maak en dit is sout. Ek dink ek het al op hierdie groep gepraat van daar's gewone sout en dan is daar Himalayan die pink sout wat nog beter is en dan is daar of Melden sout wat min of meer dieselfde is. En dan is daar Celtic sout, die grys ene en daar's 'n baie gold ene wat ek dink nog duurder is. En die grootste verskil is dat hoe beter die sout is, hoe meer minerale het hy in en minder sout het hy in. En ons het almal daai minerale nodig en ons gaan al hoe meer nodig kry soos wat ons aangaan. So, ek gaan die foto op die groep sit van my Celtic sout wat ek sommer by Dischem kry. Hy is duur, maar jy gebruik bitter min, hy's baie sout. Ek wil vir julle slank voorstel, kom in die gewoonte om in die oggende, voor jy enigiets doen, net 'n kristalletjie sout te vat en sit hom onder jou tong dat hy smelt. Ek gaan vir julle 'n stukkie probeer deel van Barbara O'Neill, wat verduidelik hoekom dit so goed is dat die sout maak eintlik jou membrane oop en dit maak dat hy die water vinniger beter opneem. So jou liggaam neem vloeistof beter op. En saam met dit neem hy die minerale beter op. En soos wat ons aangaan met hierdie program, gaan dit ongelooflik belangrik word. So sout onder die tong of 'n klein bietjie sout en 'n bietjie water in die oggende, sommer een sluk weg voor jy jou water begin drink. En herhaal dit dalk voor jy gaan oefen. So voor 'n del yoga of 'n gym sessie of so as jy gaan swem of gaan oefen of wat ook al. En vir al die ander wat inluister, hou daai ding in gedagte. Hy maak ook Fransis sal vir julle baie vinnig sê dat die sout het gemaak dat hy nie meer krampe kry nie. Die sout het definitief vir my ontslaag geraak van my sout craving. So ek is 'n Hollander en ek het soute drop gekryf en die sout licorice en ek het dit glad nie meer. Ek kan nie onthou wanneer ek dit laas geëet nie, maar daai hele soutbalans, daar's soveel hype rondom sout gaan vir ons hoë bloeddruk gee en ons doodmaak. Wel, weet julle wat, ons liggame het sout nodig. So kom in die gewoonte daarvan, dit gaan julle net help met die tyd. Ons sal meer daaroor gesels, maar as jy dit nie huis het, dit gaan lekker wees. Die ander ding wat ek baie graag wil na kyk, ek weet ons almal doen nogal oefening, maar is om net meer te beweeg. So, van hier af raak beweging al hoe belangriker. Ons het nie regtig gefokus daarop tot nou toe nie. En weer eens, soos ek nou gesê het, beweeg net meer as wat jy gister het. As jy 'n tree tel, kyk wat is jou tree en kyk of jy môre 10 of 100 of wat ook al meer kan doen of dalk 'n trap by kan doen of net om jou kar kan loop of gaan stap deur die tuin. Ek het baie gelees in hierdie week oor lig en hoe belangrik lig vir jou is. Heeltemal buite Wildfit, maar as jy in die oggend kan net bietjie sonlig kry, bietjie gaan beweeg in die tuin, bietjie gras onder jou voete kan voel. Al daai goedjies gaan vir julle laat lekkerder voel oor die tyd.
Verder wil ek nou nie te veel sê nie, so ek sê kyk rustig na die video môre. Ek sal seker maak ek het 'n kort videoetjie vir julle die oomblik as daai video uit is, sal ek hom bysit op die groep, my stukkie. En dan chat ons lekker oor die naweek of so en ons kom by ons besluite uit en dan vat ons volgende week met baie energie. Ek dink dit gaan exciting wees. Ek sien net so uit na al die wins wat ons gaan begin deel. En as dit vir julle begin moeilik voel, hier is 'n hele groep. Ons is almal hier vir mekaar, ons is almal deur rowwe tye en ons is almal nog steeds hier, so well done. En dankie dat julle mekaar help. Enigiets anders van enigiemand anders, ons is nou net ons 4, is daar nog iets wat iemand wil deel voor ons gaan of enige ander vrae wat ek gaan mee kan help? Marlies, ek skies sommer oor die sout net. Yes. Wat sê klein bietjie sout, soos 'n kwart al wat Letterlik 'n pinch. Ek weet dit wat jy tussen jou vingers kan vashou. Ja, as dit 'n kristalletjie is, van die goeters het groter kristalle, die grys sout het 'n groter kristal en die pink is ook. Of vat net 'n kristalletjie en sit hom onder jou mond. Ek gooi net so 'n pinch in die water ook. Ek wil seker maak ek kan hom sien. Raak gewoond aan hom, proe hom maar net. Dat hy net vir jou gemaklik is, maar jy kan nie so nie met 'n lepel werk, jy werk met jou hande, dan weet jy jy's veilig, is nie te veel nie, ja. Okay. Dankie, ja. Okay. Enigiets anderster? Nee. Almal reg vir die week. Reg, ons gee hom. Okay julle, lekker aand, sterkte. Lekker, dankie vir julle tyd. Lekker aand julle. Tot sins.